Baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Exodus 15 doen. Kom ons maak gou ons oop toe en ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God ons hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief vir ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Okay. Exodus 15, oorwinningslied van die Israeliete. Toe het Moses en die kinders van Israel hierdie lied tot eer van die Here gesing, en dit is wat hulle gesê het. Ek wil sing tot eer van die Here, want hy is hoog verhewe. Die perd en sy ruiter het hy in die see gewerp. Die see is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem. Die God van my Vader, hom sal ek verhef. Die Here se krygsman, Here is sy naam. Hy het Farao se strydwaans en sy leermag in die see gewerp, en sy beste vegsmanne het in die Skelfsee gesink. Die watervloede het hulle oordek, hulle het in die kolke gesink soos 'n klip. O Here, U regterhand is verheerlik deur krag, U regterhand, o Here, verpletter die vyand. En in U groote hoogheid werp U diegene neer wat teen U opstaan. U stuur 'n torengloed uit, dit verteer hulle soos 'n stoppel. En deur die geblaas van U neus het die waters hulle opgestapel. Die strome het bly staan soos 'n wal, die watervloede het styf geword in die hart van die see. Die vyand het gesê, ek sal agtervolg, inhaal, byt, verdeel. My begeerte sal versadig word van hulle. Ek sal my swaard trek, my hand sal hulle uitroei. U het met U asem geblaas. Die see het hulle oordek, soos lood het hulle gesink in die geweldige waters. O Here, wie is soos U onder die gode? Wie is soos U, verheerlik in heiligheid, gedig in roemryke dade, een wat wonders doen? U het U regterhand uitgestrek, die aarde het hulle verslind. U het deur U guns die volk gelei, wat U verlos het. U het hulle deur U krag na U heilige woning gevoer. Die volke het dit gehoor, hulle het gesidder. Wee het die inwoners van Filistea aangegryp. Toe is die stamhoofde van Edom verskrik, bewing het die magtiges van Moab aangegryp. Al die inwoners van Kanaan het gebewe. Verskrikking en vrees het op hulle geval, deur die grootheid van die arm was hulle stom, soos 'n klip, terwyl U volk deurtrek, Here, terwyl die volk deurtrek, wat U verwerf het. U bring hulle in, en plant hulle op die bergland van U erfenis, die plek, o Here, wat U as vaste woonplek vir U berei het, die heiligdom, wat U hande gestig het, oor Here. Die Here sal regeer vir ewig en altoos, want Farao se paard, met sy strydwaans en sy ruiters, het in die see ingegaan, en die Here het die waters van die see oor hulle laat terugkom. Maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond getrek. Vers 20. En Miriam, die profetes, die suster van Aaron, het 'n tamboerijn in haar hand geneem, en al die vroue het uitgegaan agter haar aan, met tamboeryne en in koordanse. En Miriam het hulle al singende geantwoord, sing tot eer van die Here, want hy is hoog verhewe. Hy het die perd met sy ruiter in die see gewerp. So, Aaron se suster Miriam was 'n profetes, en sy het die tamboerijn gespeel en het lekker koordanse gedoen, soos wat hulle juig. Dis nice om te weet. Vers 22, die water van Mara. Daarop het Moses die Israeliete laat wegtrek van die Skelfsee af, en hulle het uitgetrek na die woestyn Ser. Hulle het toe 3 dae lank in die woestyn getrek en geen water gekry nie.
en hulle het in Mara gekom, maar kon die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Daarom heet die plek Mara. Toe murmureer die volk teen Moses en sê, wat moet ons drink? En hy het die Here aangeroep, en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Dit het hy in die water gegooi, en die water het soet geword. Daar het hy vir hulle 'n insetting en verordening vasgestel, en hulle daarop beproef, en gesê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister, en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie, en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê, wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond gemaak het, wat jou gesond maak. Daarop het hulle by Elim gekom, waar 12 waterfonteine en 70 palmbome was, en hulle het daar by die waterlaar opgeslaan. Ok, dit is die einde van Exodus 15. Tot die volgende keer.